Solidariteit berei voor vir 'n beslissende jaar in die howe, waar ons namens jou as lid gaan optree. Jou bydrae tot die regsfonds maak ons sterker en gee ons die spierkrag om hierdie sake te kan beveg. Ons is dus saam met jou in hierdie belangrike arena. Elke lid se saak is egter steeds vir ons van groot belang. Sake wat nie noodwendig landwyd nuus hoofopskrifte haal nie, dra vir solidariteit groot gewig. Lede kom eerste. En tog is daar ook die groot hoofopskrif sake wat bykans ons almal raak. Verskeie sake word vanjaar op die spits gedryf. Dink maar aan die lastersaak teen die minister in die presidentskap Khumbudzo Ntshavheni, wat later vanjaar in die Hooggeregshof aangehoor kan word. Hierdie saak is gemik op die blaatante vals narratief dat solidariteit waninligting in die FSA versprei het, wat dan tot ekonomiese gevolge vir Suid-Afrika gelei het. Dit handel oor veel meer as net reputasieskade en gaan ook oor die reg van burgers soos ek en jy en ook organisasies soos Solidariteit om die regering te mag kritiseer sonder dat sensuur ter sprake kom. Verder is daar die minagtingssaak teen ons minister van Indiensneming en Arbeid. Hoekom? Want dit gaan oor die minister en haar departement se minagting van 'n hofbevel oor 'n skikking wat Solidariteit in die regering oor raswette in die werkplek bereik het. Niemand mag alleenlik op grond van ras afgedank word nie. Dit sê die skikking en ook die hofbevel daaroor. Dit is egter nie wat die departement se nuwe regulasies daaroor verlede jaar April in die Staatskoerant gepubliseer het nie. Die staat mag nie homself as verhewe bo die reg ag nie, en daarom gaan ons hierdie saak met alles wat ons het beveg. Tussen verskeie ander sake wat ons namens jou gaan dryf, is daar ook die reusagtige een oor die nasionale gesondheidsversekeringswet. Al probeer die regering tans om litigasie teen die NGV te ontmoedig, gaan Solidariteit beslis nie terugstaan nie. Ons kan nie ons gesondheidsorg in die hande van die staat, wat verantwoordelik was vir die vernietiging van bestaande gesondheidsorgstelsels, laat nie. Ook die saak oor die sogenaamde sertifikaat van behoefte. Dis nou voorskrifte wat onder die NGV sal mag bepaal waar 'n mediese praktisyn mag werk en waar nie. En dit gaan binnekort ook 'n uitspraak kry. En dan is daar vele ander, die transformasiefonds, swart ekonomiese bemagtiging en openbare verkrygingswette, waar volgens staatsinstellings goedere en dienste net van SEB-verskaffers kan aankoop. Dit is diskriminasie. En hierdie wette maak alles radikaal duurder. Volgens skattings moet Eskom byvoorbeeld tot 30% meer vir dienste betaal net as gevolg van hierdie voorskrifte. Solidariteit gaan hierdie sake namens jou aandurf en ons gaan dit verder voer, maar ons besef ook hierdie volgehoue regsaksie verg beduidende hulpbronne. En dit is waar jy inkom. Danksy jou ondersteuning van die regsfonds help jy aktief om onreg aan te spreek en om die beginsels van regverdigheid wat ons almal verdien te beskerm.